Doringdraadmanne, 'n storie voorgeles uit 'n bundel Doringdraad Stories van François Jordan met sketse deur Stephanie Jordan. My naam is Karen Loots van die lesery en ek lees die storie voor. Oom Boet was ma Joyce se oudste broer en hy was 'n vurige nasionalis. Net nadat advokaat Strydom vir D.F. Malan aan die einde van 1954 as eerste minister opgevolg het ons op 'n keer weer 'n besoek aan oom Boet en tannie Miriam op die dorp gebring. Ek en Kobus, onderskeidelik 3 en 4 jaar op daardie stadium, was besig om ewe flink die gang af te stap toe oom Boet ons voorkeer met die vraag: "Nou toe, is julle twee ook Strydom manne?" Ewe manhaftig antwoord my broer: "Nee, ons is Jordaan manne." Ons was inderdaad Jordaan manne. Egte kaalvoet veldkinders, wat taai groot geword het. So half in die wind en weer. Dan was daar ook nog die Jordaan neefs van Besterskraal, Koot, Johan en Dolf. Gedurende ons laerskooljare is daar tydens vakansietye oor en weer gekuier. 5 van ons in totaal, wat later sou aangroei tot 7, met kleinboet Chris en kleinneef Ferdi bygereken. Aanvanklik het ons almal op een plaas gekuier, om so teen die middel van die vakansie na die ander plaas te verskuif. 7 seuns op een slag was nogal 'n handvol. Ons ouers het gou besef dat ter wille van hulle eie geestesgesondheid 'n ander plan dringend beraam moes word. Daar is toe besluit om ons in 2 groepe te verdeel, 1 vir elke plaas, wat teen die middel van die vakansie sou omruil. Alhoewel ons trefkrag nou gehalveer was, het dit nie ons entoesiasme en vindingrykheid te veel gedemp nie. Daar was inderdaad nou 2 gedigtespanne waarmee rekening gehou moes word, en die Jordaan manne van Doringhoek en Besterskraal sou kort voor lank bekend staan as die Doringdraad Jordaans. Waar die naam sou ontstaan gehad het, kan ek nie meer onthou nie, maar 'n mens moet toegee dat dit nogal 'n beskrywende naam is. Op 'n dag toe al ons doringdraders nog nie veel meer as tafelhoogte was nie, het ons gesin 'n besoek aan Besterskraal gebring. Terwyl ma Joyce en tannie Kosie in die sitkamer sit en gesels het, kom daar ewe skielik 'n kat om die hoek gehardloop, gevolg deur 'n hond en 3 besterkralertjies. Op volle vaart is kat, hond en kinders een na die ander deur 'n gat in 'n lae sitkamerruit wat heel waarskynlik deur een of ander vleiende voorwerp soos 'n bal of 'n klip veroorsaak is. Die kat kon dit maklik maak, maar met spitspunte wat na binne gewys het, was die gat skaars groot genoeg vir die kolliehond en 3 doringdraders. Ma Joyce was heel geskok aangesien die kinders hulle self flenters kon sny in die proses. Tannie Kosie het ewe ongeërg opgemerk dat daar regtig niks was om oor opgewonde te raak nie, want teen daardie tyd was die punte van die ruit al stomp geskaaf. Daar was verskeie opwindende dinge waarmee ons onsself besig gehou het gedurende vakansies en tydens familiebyeenkomste. Aanvanklik was daar nie fliekteater in Botawil nie. Sekere Saterdagaande is daar wel rolprente in die stadsaal vertoon, maar indien jy nog 'n klein knapie was en nie in die voorste ry kon plek kry nie, kon jy slegs die agterkoppe van die groter kinders en die boonste helfte van die fliek sien. As jy wel so bevoorreg was om in die voorste ry te kon sit, het jy jou so naby aan die doek bevind, dat jy in elk geval die hele tyd op en af, heen en weer moes kyk om alles te kon inneem. Gelukkig was daar 'n hele aantal inryteaters binne ryafstand. In die Klerksdorp omgewings was daar die Orkney inry en die Stilfontein en Meidingspark inrye, en na welkom se kant toe 'n inryteater by Koppie alleen. Die neefs was minder gelukkig, want hulle was slegs op Kroonstad inry aangewese. So af en toe het pa Henny ons gedurende 'n Vrydag of Saterdag aand op 'n inryfliek getrakteer. Die geteerde oppervlakte van die inryteater het rye parallelle bultjies gehad. Met die voorwiele van jou motor teen so 'n walletjie kon jy oor al die motors voor jou sien. Diegene op die voorste sitplek moes net hulle koppe so effens skeef draai sodat die agterbankers verby hulle kon kyk. Wat sigwaarde betref, was inryteaters Botawil se stadsaal dis ligjare voor. Gewoonlik het ons ook ons eie eet- en drinkgoed in 'n mandjie en koekblik saamgeneem, waardeur 'n aangename informele piknikgevoel aan die geleentheid verleen is.
Gedurende soemeraande het van die fliekgangers dikwels komberse reg voor hul motors oopgegooi om nog meer genot uit die piknik en fliek te kon put. Westerns was daardie tyd die gewildste fliekgenre en so het ons ook dan die oordosis van aksiebelaaide oomblikke uit die Wilde Weste beleef. Rooiheide wat al gillend en gillend 'n pionierlaar of die Amerikaanse kavalerie aanval. 'n Klomp skurke wat agter 'n poskoets aanjaag en skiet dat die rookdampe staan. Die goeie ouens wat 'n klomp slegte ouens in 'n stofstraat van die Lendelam dorpie trotseer, terwyl hulle met strak gesigte gate deur mekaar probeer staar, of sommer net 'n klomp boewe wat die cowboys se beeste gedurende 'n donker nag steel. Dikwels het daar na die tyd 'n ewige stryery tussen ons ontstaan oor wie nou eintlik die held in die fliek was. Aangesien ons op daardie stadium nog nie eintlik Engels magtig was nie, was die dialoog nie van veel waarde vir ons beoordeling nie. Die aksietonele in die fliek was waaroor dit maar eintlik gegaan het. Die ou wat meer as 12 skote uit sy six-shooter kon kry sonder om te herlaai. Die karakter wat die meeste stoele op ander ouens se rug in 'n kroeggeveg kon stukkend slaan, of selfs die ou wat 'n boef in volle vaart van sy perd kon duik. Al hierdie dinge is in aanmerking geneem wanneer daar 'n besluit oor 'n moontlike verheffing tot heldendom gemaak is. Op 'n keer het ons neef Ferdi in kleurvolle detail vertel van 'n fliek wat hulle klomp kort van tevore in Kroonstad inry gesien het. Aan die einde van die fliek het een van die karakters glo sy hoed met die punt van sy revolver sy rokende loop teruggeskuif, terwyl hy met 'n ferm stem onomwonde verklaar het: "Ek is die held." Sodoende is alle twyfel uit die weg geruim oor wie nou eintlik die held was, en enige stryery in die verband sou dus totaal en al oorbodig wees. Later van tyd is 'n moderne rolprentteater in Klerksdorp gebou, waar mens al die nuwe vrystellings kon besigtig. Daar word vertel van 'n ouerige dame in Botawil, wat gedurende 'n geselskap genoem het dat daar glo 'n nuwe dokter in Klerksdorp is, en dat hy blykbaar baie goed moet wees, want al wat leef en beef gaan hom sien. Sy het juis gewonder of hy nie dalk iets met haar reumatiek kon uitrig nie. Iemand vra toe ewe belangstellend wat die dokter se naam was. Sy kon aanvanklik nie mooi onthou nie, behalwe dat dit 'n uitlandse van was, maar toe val dit daarby. Dit was glo ene dokter Zhivago. Die aksiebelaaide Westerns het as onuitputlike bron van inspirasie gedien vir die speel van Kellies en Crooks, waardeur ons na hartelus ons verbeeldings kon uitleef. Tussen die klomp van ons het ons 'n hele arsenaal van speelgoedwapens en ander toebehore tot ons beskikking gehad. Colt revolvers, Winchester gewere, nekdoeke, cowboyhoede en selfs 'n stel boeie. Op die koop toe kon jy sommer ook 'n egte regte jagmes aan jou lyfband dra, ten einde aan jouself 'n gedigter voorkoms te verskaf. Volgens die spelreëls is alle deelnemers egter ten strengste verbied om van jagmesse gebruik te maak, het sy in aanval of verdediging. Dit kon net vir die blote vertoon gedra word en was 'n manier om met kosbare besittings te spog. In daardie dae het kinders se oë nie geblink wanneer daar oor selfone en rekenaarspeletjies gepraat is nie, maar eerder wanneer wimbukse, jagmesse en knipmesse ter sprake gekom het. Wat knipmesse betref, is daar 'n definitiewe onderskeid getref tussen goedkoop paddaslagters, waarvan die plastiek aan die hef na 'n rukkie afgeval het, en die van beter gehalte, soos Joseph Rogers en bulbroumesse. Die Kellies en die Crooks het mekaar op die plaaswerf gekonfronteer. Daar's bekruip, weggekruip en hinderlaag gelê. En natuurlik is daar geskiet. Wanneer iemand geskiet is, moes hy sy oë toehou en tot 30 tel, ten einde die skieter kans te gee om ongesiens weg te kom. Soms het daar ewige onder onsies ontstaan oor wie nou eintlik vir wie eerste geskiet het, en dan het dinge gedreig om in iets gewelddadiger en meer realisties te ontaard. Iets wat vir baie pret en opwinding gesorg het, was 'n doodgewone bottel Coke. Dit is nou die koeldrankvorm en nie die dwelmvorm nie. Gedurende my vroeë kinderjare was die enigste koue Cokes die wat jy by die kafee te koop gekry het. Dit is koud gehou in 'n plat koelkas wat halfpad met water gevul was.
Vir verjaarsdae en ander feesgeleenthede is daar gewoonlik 1 of meer houtkratte met 24 bottels elk by 'n kafee of drankwinkel gekoop. Op beide kratte en glasbottels is 'n deposito betaal. Die huishoudelike paraffien-yskaste van daardie tyd het beperkte spasie gehad en die bottels Coke moes gewoonlik maar buite bly, wat meegebring het dat die inhoud van die bottels normaalweg van lauwarm tot halfkoel gewissel het. Die beskikbaarstelling van paraffien-yskaste aan die begin van die vorige eeu het vir 'n groot tegnologiese omwenteling gesorg, wat mense se lewens op die platteland drasties verander het. So het Omaans Klaasen, 'n Anglo-Boereoorlog-veteraan wat naby ons geboer het, homself op 'n spesifieke dag in Botawil bevind om 'n paar dinge vir die plaas aan te koop. In 'n sekere winkel is hy deur 'n ywerige jong verkoopsman gekonfronteer wat 'n nuwe uitvindsel genaamd 'n yskas aan hom wou verkoop. Volgens die jong man sou dit 'n mens se lewe soveel makliker maak deur alles koud te hou. Gedurende die somer sou botter nie voortdurend papperig wees nie, melk sou nie so gou suur word nie en daar sou selfs koue water wees om op 'n snikhete dag te drink. Om sy punt te beklemtoon, het die verkoopsman 'n beker vol koel water uit die winkel se yskas gehaal en 'n glas vol daarvan vir die oom geskink. Oom Maans was heel beïndruk en wou toe weet hoe hierdie wondermasjien nou eintlik werk. Die verkoopsman het geantwoord dat al wat die oom moes doen, was om 'n klein vlammetjie aan die onderkant van die yskas aan die brand te steek. Oom Maans het hom op die plek bloedsielig vererg en wou net daar en dan die jongman te lyf gaan. Hoe kon so 'n japsnoet hom vir die gek probeer hou? Verbeel jou, maak nou iets koud deur 4 dae onder te maak. Die verkoopsman moes vir 'n vale keer of hy het die loosing van sy lewe gekry. As dit reg hanteer is, het 'n bottel lauwarm Coke nogal groot potensiaal as energiebron gehad, wat dan ook ten volle deur die doringdraders tydens die regte geleenthede benut is. Dit het min of meer soos volg gewerk. Nadat 'n paar slukke van die donker vloeistof gedrink is 'n klippie of 2 in die bottel gegooi om ekstra woema aan die proses te verleen. Met 'n duim stewig op die bek is die bottel vinnig en intens geskit. Wanneer dit voel asof die Coke in die bottel die nodige plofkrag opgebou het, word die duim dan so effens gelig. Dit is nogal verbasend hoe ver so 'n straal Coke kon spuit. Soms was dit nie eens nodig om jou duim te lig nie, want die krag van die vloeistof het dit sommer self gedoen. Aanvanklik is daar net gekyk wie die verste met sy bottel Coke kon spuit. Maar later, wanneer die groot mense nie naby was nie, het dinge soms ietwat uitgerafel. Dan was dit tyd vir Coke-gevegte, met spuitende bottels wat as wapen gedien het. Daar was nie vreeslike reëls verbonde aan die spel nie. Almal kon almal spuit en die een wat teen die einde die minste taaierigheid aan die lyf gehad het, was die wenner. Daar was wel heel wat strategie verbonde aan die spel. Ten eerste, moes jy nooit in die middel van die ander ouens beland nie, want dan is jy van alle kante bespuit. Verder moes jy versigtig wees om nie te gou van al jou Coke ontslae te raak nie, want iemand met 'n leë bottel het baie gou allemandsteiken geword. Aan die ander kant kon so 'n persoon baie vinniger hardloop as diegene wat nog aktief aan die stryd deelgeneem het, aangesien hy albei sy arms vry gehad het. Deur kop te hou, kon hy dus daarin slaag om die oorlogsone inderhaas te verlaat om sodoende die laaste stuiptrekkings van die geveg vanaf 'n veilige afstand gade te slaan. Op 'n keer het so 'n Coke-geveg so byna op 'n katastrofe uitgeloop. Dit het plaasgevind by Doringhoek se sandsteenopstal waar oom Ad en tannie Cora gewoon het. As ek reg onthou, was dit Johan en Dolf wat mekaar getakel het. Op 'n stadium het dinge te veel geraak vir Dolf en hy besluit toe om die stryd gewonne te gee en die hasepad te kies huis se kant toe, met sy broer kort op sy hakke. Naby die huis besef Dolf dat dinge besig was om krisisafmetings aan te neem. Sy enigste uitkoms was die huis. In alleryl ruk hy 'n sydeur oop en hardloop in sy slaapkamergang af. Net toe hy 'n sig van verligting slaak, deurdat hy dit reg gekry het om na veiligheid te ontsnap, verskyn sy broer reg agter hom en hy spuit. Vasgekeer was sy enigste oplossing om haar om te draai en terug te spuit. In die beknopte spasie was dit nie lank voordat die plafon, vloer, mure, deure en muurbehangsels geblink het van die taai donker vloeistof nie.
Juis op daardie stadium betree tannie Cora die gang vanaf die ander kant. In 'n toestand van totale skok oor wat besig is om voor haar oë af te speel, begin sy op die twee knape skree. Hulle besef onmiddellik wat 'n wonderlike deur daar nou vir hulle oopgegaan het, en soos een man konfronteer hulle haar en bespuit haar van kop tot tone met die oorblywende kook in hulle bottels. Oom Ad, Pa Henny se jongste broer en tannie Cora, was op daardie stadium nog nie lank getroud nie, en die optrede van die twee stoute helsimpies het haar daar en dan laat besluit om nooit kinders te hê nie. Gelukkig het sy later van besluit verander. Hoe Johan en Dolf en die res van ons nie die velle aan ons sitvlakke op daardie dag verloor het nie, bly tot vandag toe 'n misterie. Miskien het ons ouers tannie Cora se vertelling van die gebeure te amusant gevind om die nodige dissipline te kon uitoefen. En miskien was dit hulle opregte boodskap aan haar. Welkom in die Jordaan familie.